Eendag, lang gelede. Stompie, Stertjie en Stirkie by die Oerwoudskool. Nou die Oerwoudskool, julle was 'n massiewe groot omgevalle boom. Daai boom was so groot soos 4 massiewe busse. Met 4 klaskamers in. Al die diertjies het op binnekant gepas en hulle het daar binnekant gesit, julle in die weerlig het begin slaan. Dit het geblits. En toe begin het stortreën, julle maar soos verskriklik baie. Die water het begin plasse lê. Die rivier het uit sy walle begin klim. En van hulle was seker daarvan. Daar was visse wat op die rugbyveld rondswem. Nou toe pouse aanbreek, kon niemand uitgaan en juffrou stuur hulle almal, hulle kan in die klas sit of hulle kan biblioteek toe gaan. Stirkie sê dadelik, biblioteek, julle, in die biblioteek gaan sy na die agterste boekrak toe. Sy wys vir Stompie en Stertjie. In die agterste boekrak is die stowwerigste ou boeke, maar een van hulle se stof was af. Wat beteken, iemand het hierdie boek gelees in die tussentyd en Stirkie sê, Stela, kyk hierso. Hulle het daar agter in die hoek gesak, in die boek gekyk en Stirkie het oopgemaak. Die boek het gesê, verlore skatte van die wêreld. En in die boek was iemand besig om met 'n pen te skryf toe hulle dit gelees het. In een van die blaaie is 'n verrimpelde ou papiertjie wat effens plat gestryk is tussen die blaaie en raai wat? Daar's 'n kaart op. Met net 'n paar landmerke met die hand geteken, maar bo-op staan te gevaarlik. Te gevaarlik? Dink julle hulle is ernstig? Het Stirkie vir Stompie en Stertjie gevra. Wel hierdie drietjies het net daar en dan besluit, te gevaarlik klink soos 'n uitdaging. Hulle gaan hierdie skat soek. Maar dit is wat Stirkie vir hulle sê, julle, ek sal môre vir julle wys. Hierdie te gevaarlik beteken regtig te gevaarlik. Volgende oggend gaan klim hulle op met die koppie, daar by die oerwoud, op met die graanse, op in die hoogste boom en hulle kyk af in die vallei aan die ander kant. Julle, daar was die dooie vlei, daar was die doringwoud, daar was tot 'n stuk pikswart dooie bome, vermoedelik omdat daar jare terug lava daardeur gevloei het. En aan die ander kant van dit weet niemand nie, want geen dier in die oerwoud was al verby dit nie. Sy sê vir Stompie en Stertjie, julle, hierdie skat, hierdie kaart, sê te gevaarlik, is in 'n kraak in die aarde, aan die kant, daar die swart gebrande woud, wat beteken, daar is dalk tussen die lava, of die lava het dit weggevat, so, ons moenie gaan kyk nie, maar Stompie en Stertjie het vir mekaar geglimlag, hulle koppies geknik en gesê, ons gaan definitief uitvind. So hulle moes 'n lys maak, wat het jy alles nodig om 'n skat te gaan soek, oor die verlore vlei, die doringwoud, Hoekom is dit die plek wat dorig. Hoekom is dit dooie vlei die doringwoud en daar goed geneem? Want die verlore vlei onder. Hulle sê as jy vorentoe en agtertoe en links en regs kyk, lyk alles die hele tyd dieselfde. Lang grasse wat ver bo kan jou kop uitstaan. Alles in water, so diep soos tot by jou naaltjie. Party mense, party diere raak die mekaar daar binne, weet nie meer watter kant is vorentoe of agtertoe. Veral as die son gesak het, dan weet hulle nie watter kant is oos en wes, noord en suid en dan verdwaal hulle en dan kom hulle nie weer terug nie. Doringwoud is dorings aan bome, maar die probleem met daai bome is, soos haar kind steek, as jy aan hom raak, sak al die takke na die punt toe waar die een tak beweeg, want hulle verstrengel elke ding wat hulle dink hulle blare wil kom eet. So jy mag nie aan enige tak in daai woud raak nie. En dan is dit die afgebrande lavawoud. Hulle dink in daai woud bly die swart wolwe. Miskien die swart puma. Maar niemand weet nie, want niemand het al terugkom van daai woud af nie. Maar net aan die ander kant van daai woud is die kraak in die aarde. En sy wys hom op die kaart, kyk hierdie kraak, nou julle, hulle was gereed, het dadelik gegaan, gereed gemaak. Maar onder op die papier het daar
iets vreemds gestaan. Lokvalle. Nou, dit het nie heeltemal seker gemaak nie, want lok is om iets nader te trek, maar valle is om van jou voete af te gaan. Sturkie sê julle, dit beteken 'n lokval is 'n trap. En die traps begin in die grot. So raai wat 'n plan het hulle gemaak om oor die verlore vlei te kom, waarin almal verlore raak. Vlieg. Ja, hulle het gesweef oor 'n met heliumballonne. Elkeen het 5 ballonne gekry, vol helium gemaak en oorgesweef, dit wat oorgebly het van die laaste partytjie af. Dit was heeltemal te maklik, het Stompie en Sterkie gedink. Sê, ag, ons is sommer in 'n japtrap by daai skat. Toe kom hulle by die doringvlei aan. O, gats julle. 1, 2, 3, toe bars daai ballonne en daai takke begin te beweeg. Kom nader en maak die pad toe. Stompie en Sterkie en Sturkie moet agteruit hardloop. En hulle kry 'n blink plan. Stompie sê, julle, kyk hierso, hy vat 'n stokkie en hy kiel die boom aan sy linkerkant. En as al die takke links gaan, dan gaan hy regsom. En dan kiel hy daai boom aan die regterkant, dan gaan al die takke aan die regterkant toe, dan gaan hy linksom. So het hulle deur die hele woud gekom. Vir hulle was dit later 'n speelietjie. En niemand het agtergekom dit word donker nie, want toe hulle in die afgebrande gedeelte kom, was dit aand. Maar tussen hierdie bome was daar 'n vreemde lig wat gegloei het uit die grond uit. Die grond het gegloei. Die bome het so swart gediertes, geraamtes voor hulle gestaan met die takke, skeef en krom, soos kloue wat gryp. Maar Stompie en Sterkie en Sturkie het nie geweet. Hier moet ons oor. So het hulle flitse gebruik, 'n tou aan mekaar vasgemaak. So Stompie het voorgeloop met 'n tou, om sy middel vas agter na Sturkie toe met 'n tou, en heel agter het Sterkie geloop met 'n tou vas. Weet julle hoekom? Sodat hulle nie verlore gaan nie, want dit was donker, maar met daai grond wat gloei. Julle kyk elke nou dan dwaal jy na af, want dit is asof die grond jou dinge maak verbeel. Jy sien groot kokkerotte, of dan sien jy 'n paadjie, of sommer al die skat. Die volgende oomblik val Stompie, poef, voor hulle af in 'n gat. Hulle soos, wow, help, wow. Hulle krou vas, julle, maar Sterkie gryp agterna, sy klou in die rand vas. Sturkie en Sterkie gryp aan 'n tak vas van 'n boom. En net daarso sê Stompie, julle, hier's 'n kraak in die aarde, dis waar ons moet ingaan. En Sturkie wil nog sê, pas op vir die lokvalle. Toe skiet daar skerp penne, loodreg met die gat, heen en weer, skiet die tou raak, breek hy tou. Daar val Stompie. Sterkie wou nog gryp. Toe begin klippe rol aan die rand. Kap haar tou vas tussen 2 klippe. Daar val sy in die gat af. Sturkie dink, o, gatsie, julle los my alleen nie bo. Hoor nie vir my nie. Hier kom ek, en hy spring som agterna. Ag sorry, Sterkie is heel laaste. Hy spring som agterna. Toe hulle onder land. Julle, reg voor hulle is 'n massiewe groot gang, maar reg voor in die gang, voor hulle met hulle flitse kan hulle sien is daar 'n groot klip. En hulle dink, hoekom is daar 'n klip voor ons in die gang? Sterkie het vorentoe gegaan en gedruk aan die klip en gesê, Stompie, kom help, Stompie. En Stompie het gegaan en teen die klip gedruk. En Sturkie sê, julle, ek dink dit is 'n lokval, maar sy het dit nog skaars gesê. Toe begin die aarde kraak en die klip rol weg, reguit na hulle toe. En hulle dink, want toe nou? Toe hulle omdraai, toe sien hulle, o gats, die hele gang is eintlik agter ons. Ons het agtertoe gekyk, maar in hulle verbasing besef hulle ons moet hardloop. Want die klip is so groot soos die gang, daar's nêrens wegkry plek nie. En daai appies trek weg en hulle hardloop julle. Sturkie kry 'n idee. Sy skree vir hulle terwyl hulle hardloop. Vinnig julle probeer klippies tussen die grot se rand en die klip inskiet wat rol. Miskien steek die klip vas. Julle, maar die klein klippies word sommer gebreek van daai klip. Kraak en breek dit stikkend teen die rande. Hulle hardloop verder en hulle moet al hoe groter klippe kry. En Stompie val. Sterkie draai om te help. En langs hulle lê 'n klip en hulle stoot daai klip so gou as wat hulle kan teen die rand van die grot se rand se muur vas. En druk hulle koppies tussen hulle beentjies en hoop vir die beste. En so waar as wragties daar die klip steek vas teen die rand.
druk stadig met sy gewig om hierdie klip. Stirkie het natuurlik aanhou hardloop en die klip rol verby hulle. Tussen hulle en Stirkie is 'n massiewe klip. Gaan sy okay wees? Want sy sou dogtertjie Aapie. Arme ou dingetjie, maar hulle hardloop agterna. En toe hulle sien die klip val in 'n massiewe gat af. En daar's geen Stirkie voor nie, toe weet hulle. O gats. Hier is moeilikheid.